Baie dankie aan elkeen vir die profetiese span. So ek gesê het, ek gaan nie lang praat nie, die woord wat ek sou gedeel het, sal ek later deel. Maar dit is my net so, ek gaan nie sê ongelooflik, so gelooflik, hoe as die Here praat hy eintlik uit een stem, een mond. En mense kan dit op verskillende maniere sien, verskillende maniere hoor, verskillende maniere beleef, maar as jy gaan kyk na dit wat gedeel is, was elke woord, kom eintlik op dieselfde ding en in dieselfde rigting. En dit is my so incredible, want toe ek vir die Here gaan vra rondom vanoggend, toe ervaar ek net eerstens dat die Here praat van Petrus. En hoe die Here vir Petrus sê, toe hy sê, en hy sien Jesus loop op die water, toe sê hy vir die Here, sê vir my ek moet kom. En hy reageer op die stem van die Here, en toe beweeg hy, en Jesus sê vir hom, kom. En hy klim uit die boot, en ons ken die hele verhaal, en hy waag, en hy klim uit die boot uit, en hy loop op die water. En mense, ons moet verstaan, dit wat Kobus gesê het, vir die Here is die onbekende vir ons bekend. Of laat ek dit regstel, vir wat ons onbekend is by hom bekend. Die Here was reeds in jou môre gewees. Hy was reeds by jou einde gewees. God began at your end, and then he worked to the beginning. So hy was, waar jy môre gaan wees, was hy al, hy weet wat om te verwag. En dis hoekom, hy was al reeds op die water, hy het geloop op die water, toe sê hy vir Petrus, kom. Hy was in jou môre, dis hoekom hy vir jou wil sê vandag, staan op en kom. Jy kan loop op die water, hy het reeds op die water geloop. So hy vat jou waar hy reeds was. En ons is so maklik dat ons altyd kyk en soveel keer as ons preke hoor oor dit wat Petrus gedoen het, hy loop op die water, dan soveel keer die fokus en ons praat soveel keer oor hy het gesink. Mense, hou op kyk na of hy gesink het. Kyk na die feit wat gebeur het toe hy gehoorsaam is aan die Here. Hy het geloop op die water. Al het hy gesink, hy kan nog sê, ek het op die water geloop. En die Here wil hê, ons moet loop op die water. Is daar 'n risiko dat jy kan sink? Ja, jy gaan sink as jy jou oë afhaal van hom af. Maar mense, jy kan loop op die water. En soos wat Jesus op aarde in die vlees was, hy het 'n vlees gehad op aarde, net soos wat ons 'n vlees het. Hy was mens, maar as wedergebore kind van die Here, het jy vandag dieselfde Heilige Gees in jou, wat hy gehad het, toe hy in die vlees was op die aarde. So wat het eintlik vir ons wil sê vanoggend, kind van God, is die Here sê, jy het die vermoë in jou, om te doen dit wat hy gedoen het op aarde. En ons dadelik wil ons vlees vir ons sê, maar hoe gaan ons doen wat hy gedoen het? Mense, hy het gesê, julle gaan nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. Is die Here 'n mens dat hy sou lieg? Nee. Hy's God, sy woord is waar. En ek wil jou uitdaag vanoggend, kind van God, ons moenie God probeer verander nie. Ons wil soveel keer God probeer verander. Hy is wie hy sê hy is. Ons moet eerder vra, Here, verander ons. Dit is my so hartseer as 'n mens kyk wat in die wêreld besig is om die gang is, en wat in die kerkwêreld besig is om te gebeur. Is die woord, wat sy waarheid is, word al hoe meer afgemaak. Waar het vir ons, as kind van God, hierdie is sy woord. Dis 'n absolute waarheid wat hy vir ons gegee het. Dis sy woord wat hy vir ons gegee het. En al hoe meer sê kerke, nee, dis net stories. Dis net bietjie riglyne. En hulle wil al hoe meer die woord afwater. Ons kan nie sy woord afwater nie. Ons kan nie sy opdragte afwater nie. Sy woord is lewend en kragtig. Hou op sy woord probeer verander.
Sy woord sê, kom, loop op die water. En die ander skrif wat die Here vir my gegee het, is wat ek vir u wil sê is, ons is 1 jaar oud. En het ons deur dinge gegaan? Ja. Welcome to life. Het ons moeilike dinge beleef? Ja. Welcome to church. Daar gaan sports wees en daar gaan moeilike tye wees. Maar ek hoor hoe die Here vanoggend, vroeg vanoggend toe ek op is, hoor ek hoe die Here sê, hy sê, staan op, word verlig, want jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die wolke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Hoor wat sê in die Amplified, hy sê, arise, en ek wil hoor vanoggend in die gees, wat die Here vir elke een van julle wil roep, en sê, staan op, arise, jy is toegerus, soos Dirk gesê, die bagasie is reeds daar, die bome, die autoriteit is daar, die Here het dit in jou gedeponeer, sê net vir jou langs jou, jy het die gees wat in Jesus was toe hy op aarde was. En omdat jy sy gees in jou het, mense, het jy die vermoëns om te doen wat Christus gedoen het. Dis nie wat ek sê nie, dis wat sy woord sê. Moenie die woord probeer afwater nie. Moenie die woord probeer kompromieer nie. Dis sy woord aan ons vanoggend. Hoor wat sê die Amplified, hy sê, arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Rise to a new life. Arise, staan op from the prostration and depression in which circumstances have kept you. Hy sê nie, daar gaan nie omstandighede wees nie. Hy sê, ja, te midde van die omstandighede wil hy jou uitdaag vanoggend, en hy wil vir ons sê, staan op. I say, shine, be radiant with the glory of the Lord, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and dense darkness all peoples. But the Lord shall rise upon you, and His glory shall be seen upon you. Hy sê, sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Hendrik, Bets, hy sê, die heerlikheid van die Here is op jou, die nasies sal getrek word na julle toe. He will draw them, en julle gaan verstom staan om te sien wat gaan begin gebeur in hierdie jaar wat gaan voorlê. Kerk, ek wil jou uitdaag vanoggend, ek dink die Here praat die hardste met myself vanoggend. Arise, staan op, maak los die handbriek. Ons het toevallig die voorreg gehad om hierdie week te vlieg. Het in 'n vliegtuig gesit, toe hulle praat van die vliegtuie, toe lei dit nou vars, want gister het ons eergister opgestyg van Kaapstad af. Mense, en dan voel jy, waar die Boeing staan, voordat hy opskuif, dan bewe die vliegtuig, die man maak die krane oop, jy begin eintlik te worry, want hierdie ding rattle en bewe, en ek weet nie hoe oud is die vliegtuig nie, daar's van die rivets is los, en dan hardloop hy. En dit is 'n vreemde gevoel, want al skit, dit voel ons daar potholes op die land, op die aanloopbaan ook is. En dan skielik, dan voel jy net, skielik het word glad. Dan weet jy wat, die wiele is nie meer op die grond nie. Kerk, die eerste keer uit te beweeg, die eerste keer
uit te stap, gaan als bewe. Gaan als skud. Het gaan voel soos hy vliegtuig wat hardloop op die aanloopbaan. Terwyl ek hardloop op 'n stadium, sit ek by myself en dan dink ek, hoe kom hierdie stuk yster in die lug? Met al sy bagasie en hoe kom hy in die lug? Ek weet nie wat die fisika als is, ek weet nie, genoeg spoed, en die wind oor die vlerke het en hulle kyk, en Frans kyk, hulle is ook 'n meter verduidelik, en op 'n stadium is daar genoeg lift, dan lig hy hom. God se Gees wil jou oplig, maar hy wil jou lanceer. Hoor hoe die Here vanoggend sê, kom, klim uit die boot uit. Loop op die water. Kerk, arise. Arise and shine. Ek wil jou ook uitdaag as gemeente. Vir 'n paar weke is dit verkiesing. Elke een van ons wat hier vandag sit, het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie land, om hierdie land te help vorentoe vat. Moenie kyk na wat besig is om te gebeur. Soos Joe gesê het, as jy kyk na die vrugteboom, dan sien jy daar hang baie vrot vrugte aan die boom. Moenie kyk na die vrugte nie, maar sien die boom, en wat die Here wil deur daardie boom kom doen. En baie van die vrot vrugte wat daar kom, hy moet klaar vrot, sodat hy kan afval. Maar kerk, ons het 'n verantwoordelikheid. Soveel keer dan hoor jy wat mense sê, man, ek gaan nie stem nie. Om nie te stem is om nie verantwoordelikheid te vat vir hierdie land nie. Want om nie te stem is om te stem. Die belangrike ding is om te gaan hoor by die Here en te vra, Here, vir wie, watter party moet ek stem? Want onthou, die party wat ek instem, gaan kyk na wat is daai party se manifest vir hierdie stem, vir hierdie verkiesing. Wat sê hulle manifest? Jy sien, as ek sê ja vir 'n party wat abortus goedkeur, dan help dit nie na die tyd jy wil bid teen abortus nie. Want jy het daai party help in posisie sit. Gaan hoor by die Here. Mense, asseblief, moenie kyk na velkleur nie. Kyk na manne en vroue van God. En vra, Here, gee vir my wysheid. Ons het vir die riglyne gegee. Dis van Leon hulle en Benny hulle, né? Ja, dit staan, daar is 'n paar organisasies wat betrokke is, gebedsgroepe. Mense, hier is gebedsriglyne. Daar's verklaringe wat jy kan maak oor die land. So vir julle nader aan die tyd, ek wil vra dat die Dinsdag aand voor die verkiesing, dis die 6de, daai Dinsdag aand 7uur gaan ons hier by die kerk wees om te kom bid vir die volgende dag se verkiesing. So ek wil julle vra, kom, sit dit nou, vat jou selfoon en tik nou daai datum in, ons sal vir die meer herinner. Maar die 6de die aand gaan ons hier kom en kom bid vir die verkiesing, maar niks stop jou om intussen verantwoordelikheid te vat. Kerk, arise. Die verkiesing is die 8ste, 7de. Nie altyd luister vir die anders nie. Die 7de, so dis Dinsdag, wat is daai Dinsdag vir die verkiesing? Kerk, arise, daar's 'n verantwoordelikheid. Mense, wanneer jy die lewe spreek oor hierdie land, spreek die woord van God oor hierdie land uit. Maak verklaringe wat lewe gaan bring. Arise. En staan op. En begin in die autoriteit wat die Here vir jou gegee het, uitsprake te maak, wat ons land gaan vorentoe vat. Ek wil afsluit. Jesaja 60 vers 1. Ag, in 2 Timoteus, dan vers 1, 2 Timoteus 1 vers 6, dan skryf hy, en 'n so bekende gedeelte, dan skryf Paulus vir Timoteus, en dan sê hy, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande.
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Ek wil julle uitdaag, julle aanmoedig, kerk van God, kind van God. Ek wil jou herinner daaraan om die genadegawe van God in jou aan te wakker. The Amplified Bible, I say, that is why I would remind you to stir up, rekindle the embers, fan the flame of, and keep burning the gracious gift of God, the inner fire that is in you by means of the laying on of the hands, with those of the elders at your ordination. For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of a calm and well-balanced mind and discipline and self-control. Do not blush or be ashamed then to testify to and of our Lord. Fan the flame that is in you. God het gawes in elke een gedeponeer. Fan the flame of God in your heart. En ons gaan verstom staan om te sien wat gaan gebeur. En rondom dit wat ons wil doen verder in die res van hierdie jaar. Die Here het gepraat oor intimiteit met God, familie wees. En derdens, dat ons sal uitreik na buite toe. En rondom die intimiteit en tyd met die Here, wil ons regtig in hierdie tyd wat vorentoe lê, gaan ons meer fokus op gebed plaas. Meer as gemeente saam bid en saam die Here se aangesig soek. Tweedens wil ons begin, vir die tyd ryp nou, baie mense het ook al gevra, maar ek voel die tyd is nou ryp. Ons gaan begin met selgroepe, connect-groepe, om mense met mekaar te connecteer. As die Here het in jou gawes geplaas, as jy wil betrokke wees as 'n selleier, kom praat met my en Jan. But fan the flame that is in you. En dan met die uitreike, saam met Alwyn en Clem, ons output platform, wat ons so half net begin in plek sit, wil ons regtig die fokus daar begin plaas, die tyd wat voor lê. Elke persoon is toegerus, maar ons wil jou toerusting kom opskerp in die tyd wat vorentoe gaan lê. Ek het met Henk Kleinschmidt gepraat, Henk hulle bied aan, dis 'n baie verkorte weergawe van School of the Supernatural, Monica hulle die baie intensiewe en diep ene, maar enkele het ene wat 'n verkorter weergawe is, net om jou skerp te maak, to fan the flame in you, om regtig te begin beweeg in die bonatuurlike. Soveel van die profetiese woord wat die Here gegee het vir hierdie gemeente, was juis die bonatuurlike, dat die Here deur wonders en tekens wil begin werk. Maar as sy woord so sê, dan moet ons oplei met sy woord. So ek sal vir die datums deurgee, en dan gaan ons dit aanbied. Dit is so 8 weke opleidingskursus, wat jou gaan leer, hoe om vir mense te bid, hoe om mense te bedien, hoe om te beweeg in die gawes wat die Here in jou gedeponeer het. Maar dat ons, daai toerusting, daai vlam wat in ons brand, sal opskerp, dat daai vlam helder sal begin brand. Dat ons sal begin doen, dit wat die Here ons roep om te doen. Intimiteit met God, verhouding en familie te bou met mekaar, en om daai liefde van God uit te dra na ander toe. Kerk, wil jy uitdaag, saam met my, saam met Jan, saam met ons, arise and shine. En kom ons stap in die volheid van dat hy vir ons het. Ek weet nie vir watter getroude paartjies dit is nie. Dis 'n ding wat ek gelees het. Ek het dit so tyd terug by 'n troue gedeel, en ek voel tog, ek wil dit vanoggend deel, want ek glo die Here wil praat met iemand of met paartjies deur hierdie verhaal. En ek bid dat dit jou sal aanmoedig. Daar's 'n paartjie, 'n vrou gaan sien haar sielkundige.
En sy kom by die sielkundige en sy sê vir die dokter, sy sê, hoor hierso, ek wil my man skei, want ek is moeg vir die manier wat hy my hanteer en met my praat. Maar wanneer ek hom skei, wil ek hom so seer as moontlik maak. Die dokter sê toe vir haar, reg, dan moet jy doen presies wat ek vir jou sê om te doen. En die wat ek wil hê jy moet doen vir die volgende paar maande is, ek wil hê jy moet huis toe gaan, en jy moet vir jou man vertel hoe lief jy hom het. Vertel hom hoe baie hy vir jou beteken. Vertel jou man, jy is so bly dat hy jare terug besluit het om met jou te trou. Skryf elke dag vir gereeld, skryf vir jou man briefies, en skryf in hy briefie hoe jy waardeer alles wat hy vir jou doen. Skryf in hy briefie hoe kosbaar, hoe lief jy hom het. Begin dingetjies vir hom te doen by die huis. Bederf hom. Sy sê, na 'n paar maande, as hy dink alles loop goed, dan skei hy hom. En toe doen sy dit. Sy het alles gedoen, presies soos wat hy gesê het. En 'n paar maande later, gaan sien sy weer die dokter. Toe sy by hom sit, toe sê hy, is jy nou gereed om te skei met jou man? Toe sê sy, hoekom wil ek skei met my man? Ek is dan lief vir hom. Jy sien, toe sy begin om dade van liefde te gee en te doen, toe begin die krane van liefde aan haar hart oop te gaan. En haar hele denkwyse en siening verander. Ek weet nie wat paartjies die Here dalk vanoggend mee praat nie. En hierdie was 'n ware verhaal. Ek wil vir jou ook vanoggend sê, begin jou huweliksmaat te vertel hoe lief jy hom het. Skryf briefies van waardering. Begin liefde te gee en dinge te doen. En doen dit vir die volgende paar maande. Kyk wat die Here dan in julle huwelik gaan doen. Maar ek wil vir julle sê, moenie nou skei nie. Moenie nou skei nie. Ek het 'n erns in my hart ervaar vanoggend. Weet jy wat 'n paartjies dit is nie? Die Here sê, moenie skei nie. Kerk, kom ons raak opgewonde oor wat die Here gaan kom doen. En wees deel van dit wat hy wil doen. Amen. Is die aanbiddingspan hier?